Halleluja. Kom ons gee die Here die eer. Kom ons loof hom, kom ons prys hom. Oh, the glory of your presence. Daar waar die teenwoordigheid van die Here is, kan enige iets, enige oomblik gebeur. Is jy vanaand gereed? Is jy gereed om te ontvang dit wat hy vir jy wil gee? Ek ervaar, die Here is in hierdie plek. Ons aanbid hom. It is all about Jesus. Vat jou fokus weg van alles wat vandag gebeur het. Vat jou fokus weg van wie staan langs jou, wie is agter jou. Vat jou fokus 'n bietjie weg van jou probleem en ons aanbid die koning van die konings en ons sê, Lord, oh, the glory of your presence. En as jy in hierdie oomblik ervaar, jy het 'n aanraking van die Here nodig. Die Here is hier en ons gaan later nog weer vir mense bid, ja, maar nou is daar 'n geleentheid, as jy 'n aanraking nodig het, stap vinnig uit terwyl ons aanbid, dat die Here jou kan aanraak. Halleluja. Ons loof U dat ons kan verklaar, die Here is hier. Here, daar was 'n tyd in Genesis, wat Jakob geworstel het met U, en hy het gesê, God is in hierdie plek, en ek het nie eers geweet nie, maar vanaand weet ons dat die Here is in hierdie plek, deur die teenwoordigheid van sy Heilige Gees, Here, en ek dank U vanaand, U is Elohim, die uitstraler van krag, en ek dank U dat U vanaand elke man en vrou en kind in hierdie plek sal aanraak, dat U krag, U salwing oor elkeen sal vaardig raak, dat U ons sal versterk in ons gees, in ons siel en in ons liggaam, en ek dank U nou, Vader God, dat U niemand vanaand verbygaan nie, dat U van sitplek tot sitplek sal beweeg, en elkeen sal aanraak, sodat hulle hier sal uitstap met nuwe moed en nuwe hoop en nuwe krag, nuwe ywer, nuwe vuur, 'n nuwe aanraking, alles nuut vanaand in die naam van Jesus, en ek dank U dat ons U autoriteit oor hierdie plek kan verklaar, en dat ek nou elke gedagte en alles wat indruis teen die kennis van God gevange kan neem tot gehoorsaamheid in Jesus naam, en dat ons kan sê, Vader God, have your way in us. It is all about you, Jesus. We give you all the glory, all the honor, and all the praise. Be glorified. Seën hierdie woord vanaand. En Here, ek vra weer, raak mense aan. Never to be the same again. Touching Jesus is all that matters. And your life will never be the same again. There is only one way to touch Him. Just believe. Just believe when you call on His name. Amen. Baie dankie. Ek kan sit vir 'n oomblik. Ek wil net weer sê, baie dankie vir elke een wat so getrou opgekom het, want dit is out of the ordinary, dat ons op 'n Sondag aand, Maandag aand, Dinsdag aand, Woensdag aand kerk hou. Dit lyk my, dit gaan nou so lekker dat ons kan so mateer hou tot by die naweek. Maar dankie vir julle getrouheid. God sien dit raak en daar is 'n beloning vir getrouheid. So ek waardeer dit en baie welkom weer eens vir elkeen wat vanaand hier is. Ek het vandag 'n nuwe maatjie gemaak. En my nuwe maatjie is ook hier, en almal wonder seker wie is dit, so ek gaan net rondkyk en sê, jy is so welkom. Ek wil vanaand met jou deel, maar as ek dit 'n tema kan gee, is dit toegerus met krag uit die hoogte. Nou, ek gaan niks herhaal
wat van verlede donderdag aand al hier gesê is nie. Nie weet hoe amazing die Here is, dat ons berei ons woord voor, en ek sê nie vir enige van die pastore wat hulle moet preek nie, en daar by ons twee pastore in een huis, en Liel weet die meeste van die kere nie waaroor ek sal preek op 'n Sondagoggend of wat sy sal bedien, en ek wil net sê dankie vir die Here, was gisteraand nie geseënd nie. Ek is so dankbaar en so trots dat ek 'n dogter het wat aan my sy in bediening kan staan. Gee die Here al die eer daarvoor. Want interessant genoeg dat ek leer ook uit baie van die goed uit. Maar ek lag want iemand sê, pastoor, 'n mens kan sien jy en jou dogter is op dieselfde stuk lak uitgesny. Partykeer is dit goed, en partykeer is dit minder goed. Maar ek wil vir jou vanaand, ek wil jou 'n bietjie vir jou bedien met toegerus, met krag uit die hoogte, en soos ek sê, ek gaan probeer om nie te herhaal van alles wat al donderdag aand gesê is nie, maar van ons donderdag aand begin het met pastoor Frikkie, het ons elke keer nog 'n verskillende spreker gehad, en alles het so mooi net agter mekaar ingepas, asof ons sou vergadering gehou het en gesê, jy gaan dit sê, en ek gaan dit sê, en jy gaan dit sê, en dit het nogal nie so gewerk nie. So, ek wil vanaand verskoon, ek wil vanaand eerder 'n bietjie teach as wat ek preek, en ek weet baie van julle sê, dankie tog, sy gaan nie vanaand op ons skree nie. Daar is baie skrifte, ek is nog old school, so alles word nog afgeskryf, maar daar is moderne tegnologie. Ek gaan nie al die skrifte lees nie, ek gaan wel sê waar dit staan, een van die skrifte wat ons gaan lees, en wel uit Lukas 24 vers 49, kan Johan vir ons asseblief, of wie ook al gereed kry, op die bord as julle dit het, Johannes 24 vers 49, die Here seën sy woord vanaand aan u hart, maar daar is baie skrif, wat ek vanaand gaan aanhaal, en glo my, dit staan in die Bybel, en as julle die teaching wil hê, want ek gaan nou nie lank lywer op skrif nie, want ek wil graag by die punt kom, waar ons vir u gaan bid, vir die dooping in die Heilige Gees. Vrydag aan gaan ons wel water doop, so ek gaan die skrifte vinnig aanhaal, daar ons gaan dit nie alles op die bord sit nie, ek gaan nie alles lees nie, maar daar is 'n klomp, so indien u die teaching wil hê, stuur my asseblief net 'n WhatsApp of sê vir my net na die diens, en ek sal dit met liefde met jou share. Ek kan dit dalk sommer net in die pitkos en in die info groep share, en dan kan julle dit daarvan lees. So mag die Here vanaand die woord aan u hart seën. Lukas 24 vers 49. Hy sê, Jesus wat hy praat, hy sê, en kyk, ons het nou vele kere gehoor, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat, julle, wat? Toegerus is met, Jesus sê, ek stuur vir julle 'n belofte van die Vader, en ek is seker, hulle het geen idee gehad waaroor Jesus gepraat het nie. En hy sê, julle bly daar in Jerusalem, julle gaan nêrens heen nie na Judea of Samaria, voordat ek dit nie sê nie, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Nou Sondag het ek gepraat oor die wag, en Jesus noem dit die belofte. Die belofte is gelyk aan krag uit die hoogte. En as ons noukeurig Handelinge 1 bestudeer, dan sien ons dat hierdie belofte waarna Jesus verwys het in Lukas 24, word nou gelykgestel, trek reg deur na Handelinge 1 vers 4 en vers 5. Nou hier word die belofte verbind, die belofte met krag uit die hoogte. En dit wys na die dooping met die Heilige Gees krag, en dit is sinoniem
met die gawe of een van die gawes van die Heilige Gees. So om gedoop te wees met die Heilige Gees is dieselfde as die belofte waarvan Jesus gespreek het toe en wat verwys na krag uit die hoogte, wat 'n gawe van die Heilige Gees is om dit te ontvang. Ja, ek weet, baie mense sê, die tale spreek was net vir daardie tyd, toe die Heilige Gees op Pinksterdag uitgestort was. Oh nou, as ek my Bybel reg verstaan, is dit nog steeds vir nou, vir môre, solank as wat ons hier op aarde gaan wees, voordat Jesus kom. Dieselfde belofte, dit is die krag uit die hoogte. Die oomblik toe die belofte van die Vader ontvang is, die oomblik toe die krag uit die hoogte ontvang is, en al die preke het nou dit al vooraf gegaan, die oomblik toe almal vervul is met die Heilige Gees krag, soos wat ons in die woord gelees het, het almal in tale gespreek, soos wat die Gees van die Here dit aan hulle gegee het, om te spreek, en u kan dit gaan lees in Handelinge 2 vers 4. Nou, ek is so bly dat u vanaand vir my vra, nou wie is die doper met die Heilige Gees krag? Daar is ook baie antwoorde daar buite. Die Bybel sê in Matteus 3 vers 11, die tweede gedeelte, sê Johannes, ek kom en ek doop met water, maar hy, Jesus, sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Oh, glory, halleluja! Ons het nou die afgelope tyd gepraat oor hoekom het ons die krag nodig? Hoekom het ons die Heilige Gees vuur nodig? Om 'n verskil te gaan maak, om 'n verandering te gaan maak, om eers met onsself getransformeer wees, terwyl die bedien gisteraan oor die woord van transformeer. Nou, ons kom nou uit 'n gemeente uit, waar daar hoofsaaklik altyd Engels gepraat is. So dit sukkel, want alles is in Engels in jou kop, en dan moet jy dit vinnig translate. Toe dink ek, toe sy praat oor transformasie, wanneer die Here in jou lewe kom, het sy ons al gisterand gesê, dan vind daar transformasie plaas. Maar in Engels sê hulle, there is a change. Nou ek stem nou nie saam met a change nie, want a change is 'n tydelike ding. Dis iets wat gebeur en ek het my hart vir die Here gegee, maar later dan sak ek so stadig aan terug. Maar as jy getransformeer is jy verander om net nooit weer dieselfde te wees nie. So daar's 'n verskil tussen change en transformation. So nog voordat Jesus sy aardse bediening begin het, was daar al reeds van hom gesê dat hy sal julle doop met die Heilige Gees. Ons kan dit lees in al 4 evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Matteus 3 vers 11, Markus 1 vers 8, Lukas 3 vers 16, Johannes 1 vers 33. En aan die einde van Jesus se aardse bediening, net voordat hy na sy Vader toe gegaan het, toe maak Jesus hierdie verklaring, wat ons nou net in Lukas 24 vers 49 gelees het, wat hy sê, ek stuur vir julle 'n belofte. As ek vir Andrei sê, Andrei, ek beloof, Sondag by die kerk, gaan ek vir jou 'n geskenk gee. Ek beloof jou, so ek kom ken, gaan hy wonder, wat op aarde kan dit wees? Maar ek weet nie wat dit gaan wees nie, maar ek weet net, ek gaan 'n geskenk kry. En hy geloof dat ek gaan doen wat ek gesê het. En dit is wat Jesus gedoen het. Hy het nie sommer maar net gesê, ek stuur vir julle die belofte, en hulle het nie geweet wat is die belofte nie, maar hulle het geglo, dat belofte gaan kom. Dit is geen wonder, oom Wiekie, hy sê dit altyd, die Bybel sê, ons moet word soos 'n kind, dat ons net weer opnuut glo, sonder om te, maar ek voel nog nie so nie, maar glo dit, die belofte, en die belofte wat Jesus gesê het, hy stuur, het hy gedoen. Dit het gebeur.
aan die einde van sy bediening. Jesus, ek moet so gesê, wie is die doper met die Heilige Geeskrag? Jesus is die doper met die Heilige Geeskrag. Weereens, jy kan dit in al die 4 evangelies gaan lees, waar hulle sê, hy, dit is Jesus, sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. So die teenstelling is duidelik. Johannes het die weg gebaan vir Jesus, en wat het hy gedoen? Hy het ook gedoop. Hy het met water gedoop, maar Jesus kom en hy doop met die Heilige Gees. Dit is vir my net super awesome en ek is excited oor dit. So, dit is nie onze Vader, Abba Vader, en dit is nie die Heilige Gees wat ons doop met die Heilige Gees krag uit die hoogte nie. Dit is Jesus. Vroeger jaar het ons gesing, dit is Jesus. Halleluja, dis die krag van God in Jesus. Julle was awesome vanaand, hoor? So dit is Jesus wat dit doen. Geen mens kan jou doop met die Heilige Gees nie. Ek sien nou onlangs in Nigeria, een van die predikers daar, dat ek het nou die wanneer dat ek Sondag het gesê, die Here het jou nie gedoop met die Heilige Gees om crazy goed en stupid goed aan te vang nie. En hy het hierdie ding van, hy gooi hulle sommer so met water of iets en dan is hulle nou gedoop met die Heilige Gees. Dis totaal onbybels. Nie 'n mens kan jou doop met die Heilige Gees krag nie. En die apostels, die disippels het toe apostels geword. Hulle kon dit slegs doen omdat hulle geloofsgehoorsaam was. Hulle het die geloof gehad en hulle was gehoorsaam en hulle het die gelowiges hande opgelê en hulle het gebid, maar Jesus het hulle kom bekragtig met die Heilige Gees. Wat is die gevolge van om gedoop te wees met die Heilige Gees krag? Die gevolg is, Handelinge 1 vers 8, baie keer gehoor oor die tyd, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Handelinge 1 vers 8, die gevolg van om gedoop te wees met die Heilige Gees is, julle sal my getuies wees. Nie net getuies nie, maar effektiewe getuies. Dan is, as die Here jou kom vul het met sy Heilige Geeskrag, dan kan jy nie meer 'n geheime agent wees vir die Here nie. Dan staan jy uit met boldness om te sê, ek is nie skaam om te sê, dat die liefde van Jesus is wonderbaar. Die gevolg is, Handelinge 2 vers 4, jy begin spreek in ander tale. Nog 'n gevolg van om gedoop te wees met die Heilige Gees is Handelinge 2 vers 8, waar Petrus, ek gaan die hele vers net nou maar lees, wanneer hy sê, as julle dit en dit doen, dan sal julle die gawe van die Heilige Gees ontvang. Dit is nie iets wat 'n mens kan koop nie. Geen goud, geen silwer. Handelinge 8 vers 18 sien Simon, hier is iets besig om te gebeur. Die krag van die Here is besig om te werk. Mense word aangeraak, mense word gedoop met die Heilige Gees en hy bied toe die apostels geld aan om te betaal dat hy gedoop word met die Heilige Gees. Geen geld kan koop dit wat die Heilige Gees is daar. Dit is gratis, dit is verniet. Die gevolge van gedoop wees met die Heilige Gees is Handelinge 10 vers 46 tot 47 is die Heilige Gees krag. Wanneer jy dit ontvang, sê die woord, het hulle in tale gespreek en hulle het God groot gemaak. Die mense wat nie op dieselfde bladsy was nie, die mense wat nie so op datum was nie, het gedink, wat op aarde met hierdie mense gebeur? Is hulle dronk? Want is maar 9 uur in die oggend, hulle het nie verstaan nie. Nog 'n gevolg van om gedoop te wees met die Heilige Gees is dat dieselfde gawe gee Jesus aan ons. En dan sê Handelinge 19 vers 6, hulle het tale gespreek en geprofeteer. En
this is actually a lack in our days in the modern church. Mense raak nervous as iemand in tale praat. Dit is Bybels. Dit is so Bybels. Mense raak nervous as daar geprofeteer word. Ja, ons vorige pastoor het altyd gesê, you either prophesy or you prophesy. Maar as ons die Heilige Gees in ons hart het, dan weet ons wat ons weet, wanneer daar 'n woord uitgaan, dat ons weet, dit is wat die Here sê, of dit is nie wat die Here sê nie, dan is dit maar net, gaan maar net verby. Goed. 9 redes wil ek gou-gou aan jou voorhou. Hoekom oor die doping in die Heilige Gees? Waarom is dit nodig dat ons gedoop moet wees met die Heilige Gees? Jy sal nie hel toe gaan as jy nie gedoop word nie met die Heilige Gees nie, maar dit is 'n kragtige bonus. En as ek dit verniet kan kry, hoekom sal ek dit nie vat nie? Is julle nog hier? Is julle nog okay? Onthou ek het sê, ek raak nervous as die volk stil raak. 1 Korintiërs 14 vers 2 sê, hoekom dit nodig is. Hy sê, want dan, en pastoor Robert het dit ook aangeraak, dan kommunikeer ons op 'n bonatuurlike wyse met God. Wanneer ek bid, en ek sê, Here, hier is Leanne, en ek bid nou, dat U vir haar ryklik sal seën, dat dit die hele week net met haar goed sal gaan, dan hoor die vyand dit en hy dink, ek gaan 'n stokkie hier voorsteek en ek gaan iets doen wat haar heeltemal gaan versteen. Maar wanneer ons met die Heilige Gees taal praat, kan die vyand dit nie verstaan nie. Ons verstaan dit self nie, tensy daar 'n uitleg in tale is wat dit geïnterpreteer word en dit stig ons, so ons het 'n bonatuurlike kommunikasie met Vader God wat die vyand nie kan verstaan nie. Die tweede rede hoekom jy gedoop moet word met die Heilige Gees is dat jou gees gestig word en versterk word. Jy weet, die Here het baie van ons geroep as bidders, as intercessors en dan kan jy bid en jy kan intree. Maar dan kom daar 'n punt wat jy nou regtig nou nie eintlik nie weet, wat kan ek nou nog bid nie? Leanne sê altyd, dis nie lekker om saam met my te bid nie, want ek maak die draai hier van Gansbaai af tot in Namibië, tot waarever, toer ek reg deur die hele wêreld. Maar dan kom 'n punt wat jy amper nie meer weet, wat kan ek nou nog bid nie? Dan kan jy net oorgaan in jou hemelse taal. Ons het dit keer op keer gesien, wanneer die aanslag, Helena as ek reg, wanneer die aanslag van die vyand kom, en ons begin bid in 'n taal, dan weet ons net, die Here is besig om iets bonatuurliks te bewerk. So dit is ons bonus, dit stig ons gees en dit versterk ons. 1 Korintiërs 14 vers 2 sê, die een wat hardop spreek, hy spreek eintlik van die verborgenhede van God deur die Heilige Gees. Is dit nie amazing nie? Handelinge 1 vers 8 sê ook, hoekom ons moet streef na die doping van die Heilige Gees, is sodat ons kan krag ontvang, sodat ons 'n effektiewe getuie kan wees vir die Here. En 1 Korintiërs 4:14 sê, dit is ons gees wat bid, maar nie ons verstand nie. En dan ook 1 Korintiërs 14 vers 15, dis die gees wat psalms sing, baie keer. Dan gaan ons sommer net spontaan oor van lofprysing, om oor te gaan in tale te sing. Niemand weet wat dit is nie, maar ons gees sing psalms sing, ons verstand nie, maar ons verheerlik die Here. En ook ons gees dank die Here, nie ons verstand nie. En Handelinge 2 vers 14, soos wat ek gesê het, om ons 'n vreeslose getuie te maak tot lof en eer van die Here. Sondag het ek gesê dat Petrus was eens hierdie lafaard gewees. Ek dink Leanne het dit gisteraand ook aangehaal, waar toe hy daar by die vuur staan en die diensmeisie sê, jy's mos een van Jesus se mense. Toe sê ek is jammer, ek ken hom nie. Sien, he was a coward. Hy was 'n lafaard.
Maar mense, toe die Heilige Gees op hom kom, toe verander die Here daai Petrus so 180 grade in die ronde en hy's nooit weer dieselfde nie en want hy was gedoop met die Heilige Gees, hy het die Gees van God ontvang en hy trek daar los en hy preek vir die Joodse mense en 3000 mense kom tot bekering in een dag. Sien nie wat doen die Heilige Gees? Ons kan soveel meer effektief, en ek het gesê ek gaan nie preek hê, ons kan soveel meer effektief wees vir die koning as ons gedoop is met die Heilige Gees. Gelukkig, julle ken nou vir my en ek raak excited oor die Here, oor sy awesomeness. Our God is an awesome God and He reigns. Die doping of die vervulling met die Heilige Geeskrag is so belangrik vir elke gelowige. Sê 'n bietjie, dit is belangrik. Dit is so nodig. Die doping van die Heilige Geeskrag. Gewonder dat Jesus het hulle gesê, bly in Jerusalem en wag. Totdat, vir Sondag het ek die klem gesit op wag. Ek het gesê, ek het gewag. In dag 1, gewag in dag 2, vir 10 volle dae. Hulle het nie niks gesit en doen nie, hulle het gesing. Hulle het gebid, hulle het gelofprys en hulle het geweet, ons moet wag, maar ons weet nie waarvoor ons wag nie. Maar hy het gesê, totdat, dit kon dalk 20 dae gewees het, hulle die belofte van die Vader ontvang het, soos wat ek nou gesê het in Handelinge 1 vers 4. Die voorwaardes wat daar is om gedoop te word met die Heilige Gees. Dis God se metode. Dis nie die AGS se metode nie, dis nie Emilia Swanepoel se metode nie, dit is God se metode, dis in jou Bybel, as jy vinnig wil blaai, kan jy gaan lees daarson, dit is die voorwaarde, Handelinge 2 vers 37 en 38, sê, toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref, dis nou nadat Petrus gepreek het, en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? Want ons sien, iets het gebeur met jou. En Petrus sê vir hulle, nommer 1, bekeer julle. Laat elkeen van julle gedoop word, Vrydag aand, moet nie vergeet nie, in die naam van Jesus Christus, tot vergewing van sonde, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Nog 'n voorwaarde, Handelinge 8 vers 12, maar toe hulle Filippus geglo het, dit gaan oor geloof. Die evangelie aangaande die koninkryk van God en die naam van Jesus Christus verkondig het, is hulle gedoop, manne sowel as vroue. Markus 16 vers 16 sê, hy wat glo en hom laat doop, hy sal gered word. Hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. Maar, halleluja, vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf. In nuwe tale sal hulle spreek. Verder dan sê hy, wanneer jy glo, sal jy op slange en op skorpioene trap en niks sal jou skade aandoen nie. So wat 'n belangrike rol is in hierdie hele samevatting van Pinkster gaan oor glo. Baie keer het ons al gedeel met mense en hulle na die Here toe gelei, en as hulle nou klaar is en ons het hulle nou gehelp om by die Here uit te kom, dan sit hulle daar en ek so excited en sê, maar wat voel jy? Dan sê hulle, nee pastoor, maar ek voel nog maar net dieselfde. Nou wil ek vanaand sê, ons loop nie op gevoel nie. Ons dien van die Here gaan nie op gevoel nie. As ek moet gaan oor wat ek voel, die Here help my. I walk by faith, I don't walk by sight. Ek word nie versteur deur wat ek hoor nie, ek word nie versteur deur wat ek sien nie, ek word geroer deur wat ek glo. En ek wil vanaand sê, die doping met die
jy gaan dit glo dat jy het dit, jy gaan dit ontvang. So 3 belangrike dinge, die voorwaardes om gedoop te word staan uit. Volgens die woord wat ek nou net gelees het is bekering. Jy moet jou lewe vir die Here gee. Jy moet jou laat doop. Jy moet geloof hê. Ons het al baie mense na die Here toe gelei. Miskien Philip, julle wat nou lank met Pinkster aankom, het jy weet hoeveel keer het ons mense na die Here gelei en boem, net so, dan doop hulle met die Heilige Gees, dan was hulle nog nie eens in water gedoop nie. Dit kan ook gebeur, want God werk soos hy wil, hoe hy wil, met wie hy wil, deur wie hy wil. Maar die woord sê, ons moet tot bekering kom en ons moet ons laat doop en dan kan ons die gawe van die doping in die Heilige Gees ontvang. Ek weet julle, ek boring julle nou met dit, want julle weet dit alles. Ons kan en ons moet daarvoor bid. Die 120 disciples moes in die boventrek gewag het. Die goeie nuus vanaand is, ons hoef nie te wag vir enigiets om te gebeur nie. Ons kan dit nou, reg nou, ons hoef nie te wag vir die uitstorting van die Heilige Gees nie, want dit het reeds 2000 jaar gelede gebeur en plaasgevind op Pinksterdag, maar dit gaan aan en dit gaan aan en dit gaan aan. Solank as wat die kerk van die Here Jesus Christus, en ek praat nie van 'n denominasie nie, ek praat van u as 'n bloedgewaste man en vrou, solank as wat die kerk van Jesus op hierdie aarde is, gaan dit elke dag nog Pinkster wees. Kan die Here elke dag nog siele red? Kan die Here elke dag nog doop met sy Heilige Gees? Maar soms is daar hindernisse om gedoop te word met die Heilige Gees. Elkeen van u wat vanaand hier sit, is 'n kandidaat om gedoop te wees met die Heilige Gees. Kan ek net vra dat u net gou-gou vinnig u hand sal opsteek? Wie van u is gedoop met die Heilige Gees wat in tale kan praat? Hou dit net gou op dat ek kan sien. Pragtig, prys die koning. Die ander van julle gaan vanaand. Die hindernisse wat jou verhoed, ongeloof. Ongeloof en vrees loop hand aan hand. En hier is nou nie vanaand die tyd om ongelowig te wees, of om bang te wees, of om te vrees, of te twyfel nie, want die woord van die Here is duidelik in Markus 16 vers 17, hy sê, en vir die wat glo julle in die Here Jesus Christus? Het julle almal julle harte al vir die Here gegee? Laat ek gou sien, ja, nee, met koppe, ok, prys die Here. So vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Met nuwe tale sal hulle spreek. Ons glo God se woord. Nog 'n hindernis is skuldgevoel. Die duiwel sê, jong, is daar nie dalk nog sonde in jou lewe wat jy nie van weet nie? Miskien in die agterkamertjie van jou hart. Nee, jy kwalifiseer nie. Die Here het jou nie vergewe nie. Hy lieg. As jy sonde bely het, is God getrou en regverdig, sê die woord, hy vergewe jou en hy dink nooit weer daaraan nie. So, ongeloof kan dit blok, skuldgevoel kan dit blok, en onwilligheid van God se kant, dat die duiwel vir jou sê, wie sê die Here wil vir jou doop met die Heilige Gees? Leanne, hy kan vir Mariana, kan hy aanraak, maar wie sê wil vir jou aanraak? Dit is 'n leuen van die vyand. Dis vir ander gelowiges, sê vir my nie. Dis 'n leuen van die vyand. Hy wil jou blokkeer. Weer sê Markus 16:7, vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf. In my naam sal hulle in nuwe tale spreek. En ons het nou gelees dat, wat ek net gesien hier, ons het nou gelees dat Handelinge 2 vers 38 het gesê, bekeer jou
en elkeen word gedoop in die naam van Jesus tot vergewe van sonde en julle sal die gawe ontvang. 1 Korintiërs 14 vers 1 sê, jaag die liefde na en beywer julle met die oog op die geestelike gawes. Pastoor Robert het dit Sondag aan, ek het nog nooit so daaraan gedink nie, dat hy gepraat het oor die geestelike gawes in 1 Korintiërs 12 en 1 Korintiërs 14 en hy sê, en tussenin is 1 Korintiërs 13 die liefde, die gawes en die werking van die Heilige Gees en die salwing van die Heilige Gees gaan alles hand aan hand met liefde. As ons nie in liefde kan bedien nie, as ons nie in liefde vir mekaar kan bemoedig en kan bedien nie, dan is dit vergeefs. Nog alleen, 'n hindernis wat die vyand kan sê is, ja, okay, weet jy wat, die Here het sy tyd, dit is dalk nou nie jou tyd vanaand om gedoop te word met die Heilige Gees nie. Om gedoop te word met die Heilige Gees is enige tyd, is die regte tyd en God se tyd is nou. Ek sê, God se tyd is waar, nou. Nou baie keer hoor mense sê, nee, ek gaan maar wag totdat hy besluit om my te doop met die Heilige Gees. Dis vir jou daar, dis jou geskenk, dis die belofte, so Vader, weet jy, as ek iets van die Here af kan kry, iets ekstra, dan vat ek dit met al twee hande, want dit maak my net meer effektief om mense aan die buitekant te gaan bedien. So dit is nou, die Here se tyd. Ons het gelees en sê, toe die disippels die woord aangeneem het en gedoop is, het die apostels van die hande opgelê en hulle was gedoop met die Heilige Gees. Nog 'n hindernis is verkeerde persepsie. Die mense glo baie keer dat iets vreemd gaan met jou gebeur, wanneer jy gedoop word met die Heilige Gees, soos om neergeval te word. Nou daaroor wil ek net ietsie sê, dit is ook nie iets om voor bang te wees nie. Dit is nie 'n manifestasie wat nie van die Here is nie. In die tyd van kronieke of konings, kon die priesters nie eers staan in die tempel om diens te hou nie. So was die krag van die Here, die salwing van die Here daar. Partykeer gebeur dit so, dat God se krag so manifesteer en so swaar op jou rus, dat jy nie anders kan as om net om te val nie. En jy sal nooit, Heilige Gees is 'n gentleman. Jy hoef nooit bang te wees dat jy jou kop sal kap of jou arm sal breek of jou rug uit lid uit te val nie, want dit kom van die Heilige Gees en hy werk altyd baie mooi met ons. So dit gebeur, dit kan gebeur, dat wanneer 'n mens baie keer vir iemand bid, dat hulle omval onder die krag van die Heilige Gees, maar dit is nie dat jy bewusteloos raak of jou bewussyn verloor en dit is net wanopvatting. En ons verwerk dit. Al wat vreemd gaan wees is dat jy gaan praat in 'n vreemde taal. Soos wat die Gees dit aan jou gaan gee. Klanke wat uit jou mond uit gaan kom, ek sê weer, wat vir jou so wat vir jou vreemd gaan wees, want dit is jou Gees wat praat deur jou stembande, as ek dit so kan verduidelik. 1 Korintiërs 14 vers 14 sê Paulus, want as ek in 'n taal bid, dan bid my Gees, ek het mos gesê, dan kommunikeer my Gees met Vader God se Gees, en my verstand is onvrugbaar. Hoe, so bly jy vra my vanaand, hoe kan ek die gawe of die doping van die Heilige Gees ontvang? Nommer 1, jy moet geloof hê. Jy moet gelowig bid. Ek sal nooit vergeet, ek het daar op die plaas waar Pastor Tom hulle gewees het, 4 Seasons of wat ook al. Dit was op, ek sal nooit vergeet, ek het 'n vrouekamp daar gehou en ek maak 'n uitnodiging vir die doping in die Heilige Gees en baie van die vroue kom uit en een vrou, sy sê, asseblief Here, asseblief Here, asseblief, en ek sê, hey, wow, stop die lorry, sê dankie Here, ek begin om net te prys, sê net dankie en vat dit in geloof, en die volgende
so, toe praat sy in 'n vreemde taal, en sy praat nog so, en sy sê, wat het ek nou gesê? Ek sê, praat. Vandag gebruik die Here daai vrou wonderbaarlik om vir ander mense hande op te lê. Jy moet geloof hê. Ons moet gelowig bid. Ons moet hier kom met 'n lofprysing. Glo God. God is getrou. Ons moet gelowig begin spreek. Handelinge 1 vers 18 het gesê, wat het daartoe bygedra? Pastor Robert het dit ook aangehaal, dat hy gesê, die mense het eendragtig volhard in gebed en in smeking. Handelinge 2 vers 4, hy sê, hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale soos wat die Gees dit van hulle gegee het. En van u wat miskien onbekend is met Pinkster, dis vir u dalk vreemd as jy vra het, sal ek probeer verduidelik na die beste van my vermoë, maar die meeste van u wat hier is, het 'n ervaring gehad met die Here, is nie onbekend nie. Jy sal baie selde hoor dat twee mense dieselfde tipe taal sal praat. Dit is 'n ander, as ek dit nou so kan sê met respek, 'n ander geestelike dialek. Maar dit is soos die Gees dit aan ons gee. Hy sê hulle het in ander tale begin spreek. Handelinge 10:46, want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en hulle het God begin groot maak. Handelinge 19 vers 6 sê hulle het met ander tale gespreek en geprofeteer. 1 Korintiërs 14 vers 2, ek gaan net so vinnig deur die teksverse, want hy wat in 'n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God, want niemand verstaan dit nie, maar deur die Gees, sê die woord, spreek hy verborgenhede, wat die duiwel nie kan verstaan nie. En dan sê Paulus in 1 Korintiërs 14 vers 4, hy of sy, wat in 'n taal spreek, stig homself. Hy bou homself op. So in al hierdie gevalle, wat ek nou hierbo gelees het, moes die mens iets doen. Hy moes sy mond oopmaak en 'n geluid maak. Want jy kan onmoontlik, geen mens kon nog ooit praat as sy mond toe is nie. Reg? So jy moet jou mond oopmaak. Ek dink vanmiddag, terwyl ek bid, daar's 'n skrif in die Psalms, dink ek, wat sê, maak jou mond wyd oop, sodat ek dit kan vul. Jy moet spreek. Jy moet God begin loof en jy moet begin prys. Jy staan nie daar en jy wag vir God nie. God staan en wag vir jou. En Jesus sê, kom net my kind, kom net dat ek jou kan bestow with my Holy Spirit power, with a fresh anointing, with a fresh outpouring. So, die Here is gereed. Al wat jy moet doen vanaand om daardie taal te ontvang is, jy moet jou mond oopmaak en jy moet begin om hom te loof en om hom te prys en daardie wonderlike hemelse taal kan die Here vir elkeen van u gee vanaand. Die Here wil graag hê dat ons daardie gawe deelagtig raak. Adrie, wil julle vir ons asseblief na vore kom? Ons wil graag saam met u bid. Die woord sê, beywer jou vir die beste gawes. Hoekom? Om ander mense kragtiger te gaan kan bedien. So ek dank God vanaand vir krag uit die hoogte. Dit is vir jou en dit is vir nou. Dit kan rym, dit is vir jou, vir nou. En ek wil vra, dat terwyl Adrienne vir ons gaan sing, dat van jy asseblief na vore sal kom. Ons wil baie graag saam met jou bid, as jy vanaand 'n begeerte en 'n ervaring het na die Heilige Gees, om jou aan te raak, om jou te bekragtig, wil ek vra dat die altaarwerkers wat my gaan help, dat hulle na vore sal kom. Moenie die geleentheid mis nie. Miskien kan jy in 'n taal praat en jy dalk net baie lanklaas in 'n taal gepraat. Kom, dat die Here vanaand opnuut vir jou voormaak. Hy is hier om jou aan te raak. Kom mense, die van julle wat vanaand die Here nodig het, kom staan hier voor. Kom maak vir ons 'n mooi
Gees is hier om jou aan te raak. Iemand, al praat jy ook 'n taal en jy dalk net 'n nuwe aanraking nodig. Jy voel net 'n bietjie uitgesak in die geloof. Kom vorentoe mense. Die Here is hier vandaan. As jy dalk twyfel of die Here jou vergewe, kom na die Here. Ek van jou wat hier kom ons sien ons se power. Hier is Ons dank, ons prys die Here. Kom ons. Ek ervaar net vanaand, hier is iemand. En die Here sê, jy het op 'n kruispunt gekom. En die afgelope paar aande het jy na toe gekom, want jy soek my, sê die Here. En die Here sê vanaand, jy weet met wie ek praat. Die Here sê, ek het 'n plan met jou lewe. En die Here sê dat ek wil jou toerus met my krag. En die Here sê vanaand dat ek wil jou vul weer eens met my krag, die Gees, die Heilige Gees. Die Here sê, jy moet na my toe kom. Kom drink vanaand van hierdie stroom van lewende waters. Die vrou wat by die put gesit het vir my gevra na daardie water. En dis die lewende water. Dis die lewende fontein wat ek vanaand vir jou aanbied. En ek het jou gesê, as jy van hierdie fontein drink, sal jy nooit weer dors kry nie, want dit sal opborrel in jou siel, soos 'n fontein van lewende water. Die Here sê, ek het jou trane gesien, en ek het dit verhoor. Koromakaya basuromasaya. Iri kiri makaya bakusukuru masaya. Isi kiri makaya bakusuru masaya. Isi kiri makaya bakusuru masaya. Iri kiri makaya bakusuru masaya. Ek is die God wat jou vanaand weer eens transformeer. Ek restoreer jou, sê die Here. En ek bou jou op, sê die Here. Kom jy vanaand net soos jy is, sê die Here.
Want ek wil vir jou aanraak. Ek wil jou gee die begeerte van jou hart, sê die Here. Bring alles vir my, sê die Here. Laat jou weg aan my oor. En ek sal alles vir jou uitvoer. Prys die Here. Amen, baie, baie dankie. Die Here seën u ryklik. Kan ek gou sien hande opsteek? Wie het vanaand sy hemelse taal ontvang? Amanda, Karen, Dirk, Carol, ek kom, Monica. Prys die koning, halleluja. Ons is nou klaar. Ek wil net een ding sê. Jou behoud is, praat so dikwels as wat jy kan in die taal. Moenie uitstap en nou wag tot by Sondag nie. Onophoudelik, want die vyand gaan vir jou sê, weet jy wat, jy lieg dit, jy maak dit op, jy dink dit uit, jy klink snaaks. Onthou net, ons kommunikasie is met die Here. Prys die Here, loof die Here. Ons gaan nie ophou nie, hiervandaan gaan ons net beter. Ons gaan nou beter en 'n stap hoër. Die Here seën u.